Welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 5de Oktober 2025. Vandag se leesdiens word waargeneem deur ouderling Andries Kreer. En hy lees uit 1 Tessalonisense 2 en die tema van die preek God se woord of die woord van mense. Goeiemôre broeders en susters. Kom ons raak stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar, die werke van sy hande nie. Amen. Ons sing Psalm 84 vers 1 en 6. Hoe lieflik is u wonings, Heer der leerskare, hoe begeer my siel en hinker van verlange, om na Gods woning op te gaan en in u tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid, tot u wat leef verlangend uit. Kom ons staan, dan sing ons Psalm 84 vers 1 en 6. Ons bely nou ons ontwyfelbare geloof en elkeen spreek in sy hart gelowig as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou met die nodige eerbied na die wet van die Here volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat bo
wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons die Here op sy wet deur te sing Psalm 25 vers 2. Leer my Heer u regte weë, wys die regte pad my aan. Maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Wil my deur u waarheid leer. Lei my dwaalende gedagte, want u is my heil, o Heer. U is ek altyd te wagte. Psalm 25 vers 2, daarna bid ons saam. Kom, laat ons bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons kom in hierdie oggenduur tot u troon van genade met diep ontzag, want u oorlaai ons dag vir dag met u ryke seëninge. U sorg vir ons na liggaam en siel. In u hande is ons veilig, sonder u wil kan en sal geen haar van ons hoof val nie. Selfs in die wêreld wat boos en vol ongeregtigheid is u in beheer. Niks kan gebeur as dit nie u wil is nie. Die grootste nood wat ons het, ons sondeskuld, dit is betaal. Ons Here Jesus Christus wat dit ten volle betaal het, sodat ons 'n lewe in ewigheid kan hê. As ons dan so saam is as gemeente, dan kan ons nie anders as om in dankbaarheid saam te wees nie. Dit is met dankbare blydskap, Here, dat ons u kan dien. Dat ons saam kan sing tot eer en verheerliking van u naam. Dat ons tot u kan nader in gebed, dat ons kan hoor wat u woord sê. Dat ons daaruit vertroos, versterk en vermaan word. Dat ons met krag en toewyding kan wandel op ons lewenspad. Seën ons kerk,
dat ons met oorgawe die blye evangelie sal verkondig. Dat ons met blydskap uit hierdie erediens kan stap, omdat ons weet dat die evangelie is 'n blye evangelie. Dit maak ons harte warm. Want ons hoor van ons koning wat gebore is, oorwin het, wat vir ewig oorwinnaar is en regeer. Vergewe ons ook ons baie sondes wat ons doen, in gedagtes, woorde en werke, elke dag van ons lewe. Here, vergewe dit, ons vra dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Met die oog op die prediking sing ons Psalm 33 vers 2 en 5 terwyl ons so sit. Ek lees net vers 5. Die Heer se woord is skepingsmagtig, wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek, dit staan daar lewenskragtig. Hy roep net en dit het geskied. Nasies en tiranne smee vernietelplanne in die vlam van haat. Hy wat groot van mag is, weet wat daar bedag is en verbreek al raad. Psalm 33 vers 2 en 5. Ons skrifgedeelte vanoggend is uit 1 Tessalonisense hoofstuk 2. 1 Tessalonisense 2. Ek lees voor uit die 1953 vertaling. Julle weet tog self, broeders, dat ons ingang by julle nie te vergeefs was nie. Maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in ons God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd. Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie, maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word. So spreek ons nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hebsug nie. God is getuie. Ook het ons nie eer van mense of van julle of ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree. Maar ons was vriendelik onder julle soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het, om niemand van julle te beswadder nie,
het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo. Hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders elkeen van julle vermaan en bemoedig het, en betuig het, dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot koninkryk en heerlikheid roep. Daarom dank ons God ook, sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Want julle broeders het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Christus Jesus is in Judea, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode, wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het en God nie behaag nie, en teen alle mense gekant is, deurdat hulle ons verhinder het om tot die heidene te spreek, dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak, maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe. Maar nadat ons broeders 'n kort tydjie van julle geskeie was, in persoon, nie met die hart nie, het ons met groot verlange ons des te meer beywer om julle aangesig te sien. Daarom wil ons na julle toe kom, ek Paulus meer as eenmaal, maar die Satan het ons verhinder. Want wie anders as julle is ons hoop, of blydskap, of kroon van roem, in die teenwoordigheid van ons Here Jesus by sy wederkoms. Want julle is ons eer en blydskap. Dis dan die Here se woord vanoggend, mag hy dit ook in ons almal se harte seël en bekragtig. Broers en susters, ek lees vir julle 'n preek van wyle Dr. Victor Dassenwil. Die preek is jare gelede oor Radio Suid-Afrika gepreek en is in die preekbundel Evangelie landwyd opgeneem. Ons teks is 1 Tessalonisense 2 vers 13. Daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Geliefde broeders en susters, die groot beslissende strydvraag van die kerk is die vraag oor die prediking. Op hierdie punt het al die spanning van die kerk deur die eeue heen saamgetrek. En ook in Thessalonika is daar in die 1ste eeu na Christus gevra, is die evangelie wat daar verkondig is deur die prediker Paulus, God se woord, of was dit maar 'n mensewoord? Ook vandag bly dit die krisispunt in die kerk. Hier in hierdie kerk waar u geagte luisteraar lidmaat is. O, die beslissende vraag oor die prediking van ons kansels. Is dit God wat spreek? Luister die gemeente nog elke Sondag wat die Gees wil sê? Het die preekstoel vandag 'n platform van die mens geword? Gee die mens vandag die toon aan in ons kerke? Het ons te doen met 'n woord wat aangepas word? 'n woord wat opgesmik word? 'n woord wat die gehoor van die gemeente wil streel? 2 Timoteus 4 vers 3. Het ons oor die algemeen vandag predikante wat die oor afkeer van die waarheid en hulle wend tot fabels? Ja, die prediking, dit is die beslissende punt waarby die kerk staan of val. Is sy prediking God se woord of is dit die woord van mense? Broeder en suster, daarvan hang hierdie gemeente se toekoms af en ook die toekoms van ons kerke in Suid-Afrika en oor die hele wêreld. Daarin, as God se woord gepreek word, dan word die kerk as kerk geopenbaar.
En juist daarin het die krag van die kerk in Thessalonika gelê. En juist daardeur kon die wêreld weet, hier is 'n kerk van Jesus Christus, omdat die prediking hier inderdaad God se woord is. En nadat Paulus nou daar onder die Tessalonisense gespreek het, het daar 'n innerlike spanning in hom gebrand. Hoe gaan hulle dit aanvaar? Sal hulle dit aanneem as God se woord? Trouwens, hy het maar slegs 3 weke onder hulle gepreek, Handelinge 17 vers 2. Hy moes hulle skielik in die nag verlaat. Ag, Paulus se werk het seker vir hom so onafgehandel gevoel, so onvoltooid, so onafgerond. Maar dan bring Timoteus eintlik 'n goeie tyding van Thessalonika af. 1 Tessalonisense 3 vers 6. Dan is Paulus so dankbaar. Nou weet hy, sy prediking is deur daardie gemeente aangeneem as die woord van God. Daarom dank hy God sonder ophou. Sy hart is innig verheug, en dit nie vir 'n oomblik nie, maar dit is 'n dankbaarheid wat sy uiting vind in 'n onophoudelike gebed. Ja, so ernstig is hierdie saak van die prediking vir Paulus, dat die evangelie van Jesus Christus wat deur Paulus verkondig is, aangeneem is as God se woord. Dit het soveel rus in sy gemoed gebring. Want hoe moes Paulus nie oor hierdie saak worstel nie? Juis op hierdie punt het sy teenstanders hom aangeval. Hulle het gesê, die woord wat Paulus verkondig is 'n mensewoord. Hy moes al ondervind hoe hulle hom 'n praatjiemaker noem. Handelinge 17 vers 18. Paulus se woord is niks beter as die woord van die filosowe onder die heidene en die dwaalleers nie. Maar die kerk van Thessalonika het sy woord aangeneem. Nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, die woord van God. Toe Paulus daar voor die gemeente van Thessalonika gestaan en preek het, het hulle duidelik die boodskap gehoor. So sê die Here. Dit was die woord van God. Maar nou, wat was die toets? Wat was die bewys dat Paulus se prediking God se woord was en nie 'n mens se woord nie? Wat was die waarborg? Hoe kon hulle dit nou weet? Dit sê hy duidelik in die slot van die vers. Dit is die woord wat in julle werk. Uit die oorspronklike Griekse taal verstaan ons ook dat dit 'n woord is vol energie. Dit het krag, dit het vuur. Ja, die woord van God werk. Dit doen iets. Dit val nie plat nie. Dit keer nie ledig terug nie. Inderdaad, die evangelie se krag tot redding. Romeine 1 vers 16. Dit het dinamiese energie. Dit is soos dinamiet. Dit ontplof. As God se woord gespreek word, gebeur daar iets. En as Paulus sê God se woord werk, dan staan dit teenoor die mense woord wat nie werk nie. Want die mense woord is leeg, ydel, doods, sonder krag, sonder energie. Broeder en suster, ken u God se woord as 'n woord wat werk? Het u dit al in die Bybel nagegaan? Begin maar by bladsy 1. En God het gesê, laat daar lig wees. En wat het gebeur? Daar was lig. En so het God elke keer, met ander woorde, hy het sy woord gespreek. En daar was 'n skepping, daar was 'n hemel, daar was 'n aarde, daar was plante, daar was diere. Ja, en God het gesê, laat ons mense maak. En dan lees ons hoe hierdie woord van hom oorgaan in 'n daad. God se woord werk. God spreek en dit staan daar. Ja, en so is dit dwars deur die Heilige Skrif. God verkondig sy woord deur sy profete en dit gebeur. Dit word vervul. En in Jesus Christus is die woord in sy allerduidelikste krag en werking geopenbaar. In die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was God. En die woord was by God, en die woord was God. Johannes 1 vers 1.
Wat 'n ewige daad, wat 'n ewige werk. Ons hoor God se woord, maar dit is die woord wat werk, en daarom sien ons dit ook. Ons sien dat die Seun van God vlees word. Ons sien hom, Jesus Christus, as hy onder ons kom woon, hoe hy God se woord volbring, hoe hy die woord omsit in 'n waaragtige daad, hoe hy die lydingspad aanvaar en sterf. En bokant die sonde moeras van die aarde, sien ons die grootste bewys van die woord wat werk. Die kruis van Golgotha, verlossing is bewerk, versoening is gedoen, geen lippetaal nie, nie 'n leë skynheilige ydelle woord van mense nie, maar God se woord wat werk. Jesus Christus die gekruisigde. Hoor u dit baie goed, broeder en suster? Is dit vir u duidelik? God se woord werk. Daarom kon die kerk van die eerste eeue die wêreld stormloop en oorwinnings behaal oor die sterkste vestings en bolwerk van Satan. Hulle het sonder swaarde en dolke gegaan. Die manne en vroue wat deur hulle geloof in Jesus Christus geleef het, maar met die woord van God, die swaard van die Gees, Efesiërs 6 vers 17, het hulle ingedring tot in die paleise van konings. Met die ewige woord het hulle tronkdeure laat oopgaan, kon hulle wilde diere trotseer. Met hierdie woorde op hulle lippe kon hulle die martelaars doodsterf. Ja, hulle kon die uitsing in die psalms, in kerke of as martelaarsvure moes beklim. O, wat 'n krag is daar in die werkende woord. O broeder en suster, waar kom ons in? As ons maar in hierdie tyd weer iets kan gryp en verstaan van die heerlikheid van God se woord wat werk, dan is daar vir kerk en volk weer 'n daraad. Maar ag, ons tas so in die duister rond. Die kerk raak vandag so paniekbevange in sy halfhartige poging. Donker wolke sak toe. Almal sien dit. Die probleem is legio. Daar is geestelike insinking soos nog nooit tevore nie. Kerke loop leeg en die kerk self en sy leiers, hulle is lam van magteloosheid. Hulle verloor, hulle hou vas op die volk. Die kerk word in ons tyd meer en meer 'n organisasie sonder organiese lewe. Die kruis word in ons geliefde vaderland al hoe meer verdonker deur die wêreld. Die magte van die anti-kris word al hoe sterker en nou gryp die kerk in sy paniek na allerhande doktermiddeltjies. Ons hou konferensies, ons luister na lesings, ellelange referate word uitgewerk, ons organiseer, ons versprei pamflette. Sommige predikers reël opwekkingsdienste, ander soek naasterlik hulp by buitelandse predikers en huur selfs 'n vliegtuig na 'n massa saamtrek. Maar by al hierdie georganiseer, by al hierdie veel gedoen en gewerskap, bly die kerk 'n siek pasiënt. Wil jy weet waarom, geliefde broeders en susters? Dis omdat in plaas van die ware spyse, in plaas van die regte voedsel, inspuitings en aardvoeding bedien word. Omdat God se woord wat werk by ons ontbreek. En nou mag ons nie huiwer om die wortel van die ellende in ons kerke te noem nie. Dit is verkeerde prediking. Nou wens ons dat al die predikante van ons land vandag luister. Hierdie woord van God wat werk, roep tot u my in duidelike taal. Laat ons in ons prediking weer terugkeer na die woord van God. Laat ons met 'n diep oortuigende erns van nou af ons mensewoord van die kansels af wegban. God eis radikale verandering. Ja, dit is predikante wat hulle moet bekeer. Broeder kollega, 'n baie ernstige vraag aan u. Watter woord spreek u elke Sondag vanaf u kansel? Kom u met God se woord of moet u gemeente maar Sondag na Sondag tevrede wees met u woord, 'n mensewoord? Wil u die gemeente bou met sedepreke, met allerhande wêreldse verhale en stories,
met humanistiese menslike onderwysings. En nou verbaas ons onsself as ons sien hoe ons gemeentes voor ons oë geestelik doodgaan. Getalle brei wel uit, maar die doodsheid word al hoe erger. Die kerk in ons vaderland word meer en meer 'n gedaante van die godsaligheid waarvan die krag ontbreek. Ja, ons kry die indruk dat kerke vandag hulle lidmate alleen tot aksie kry, met pragtige sierlike kerkgeboue en dierpastorieë en sale, met bazaars en verkopings. O broeder en suster, sien u ook die aangrypende gebrek aan die werkende woord? Ja, God se woord wat die kerk weer waarlik kerk maak. Die pynlike beeld van Israel se kerk tydens Jesus se omwandeling doen weer voor ons oë op. In ons kerke begin ons weer dieselfde toestand kry as daardie kerk met sy leiers, sy owerpriesters, sy skrifgeleerders en fariseërs. Die godsdiens is maar 'n dogma, niks seggende frases, verder een groot organisasie. Ja, hulle was so besig, die tempel word 'n handelshuis, die huis van God 'n plek van koop en verkoop. Die lewende woord is uitgeskuif, en daarom laat ons dit duidelik sê, daar moet weer vandag tempels gereinig word. Reformatie is dringend noodsaaklik, broeder en suster. God se woord moet weer in die sentrum van die kerklike lewe sy plek inneem. Dit is 'n onverbiddelike eis vir die toekoms van ons volk. Daarmee staan of val die kerk. As ons bedienaars van die goddelike woord tog vandag met 'n skoon gewete voor die Here kan sê, soos wat Paulus gesê het, ek dank God sonder ophou. Julle het ons woord nie aangeneem as 'n mensewoord nie, maar as God se woord wat in julle werk. Laat ons predikante dus so gou as moontlik die buiteaktiwiteite wat God se woord verdring laat vaar. Laat ons weer leraars wees, dan sal ons weer as herders ons skape kan lei. Ons mag nie, ja nimmer mag ons sê dat ons nie tyd het om goeie voorbereiding vir ons preke te doen nie. Daarom nog eens, laat vaar daardie onnodige vergaderings, daardie georganiseer op die gebied van kuns en kultuur, dinge wat net so goed deur baie van die lidmate gedoen kan word. God wil hê dat daar Sondag predikers op die kansel sal wees, wat in duidelike taal tot sy volk sal sê, so sê die Here. Die gemeente moet hoor wat die Gees sê, en God wil nie hê dat hulle met klippe gespuisig word nie, maar met die lewende woord, die werkende woord. Laat ons met huiwering die preekstoel beklim. Dit is gevaarlik om daar roekeloos te word, uiters gevaarlik. Dit is om met heilige vuur te speel. Laat ons liewer daarlank met Sondag se preek worstel. Maar as God se woord dan verkondig word, dan sal u sien hoe God die werke van sy hande nie laat vaar nie. Hoe die woord in die kerk werk, hoe die gemeente van Christus gebou word. Die ampte sal weer fungeer. Diensknegte sal waarlik diensknegte van God wees. Predikante weer waarlik predikers. Ouderlinge waarlik wagters op die mure van Sion. Diakens waarlik priesters wat die armes versorg. En daar sal inderdaad 'n seën op die gemeente rus. God se eer in ons eredienste sal weer geopenbaar word. Jesus Christus sal weer groot gemaak word. Maar geliefde broeder en suster, hierdie woord kom ook tot u wat staan in die amp van die geloof. As God se woord tot u kom, dan gaan daar iets gebeur in u lewe. U word voor 'n duidelike keuse gestel. Die woord werk en dit kan na twee kante toe werk. Die woord trek u nader na God toe of dit kan u verhard. Dit maak u lewendig of dit maak u dood. Elke keer as die evangelie tot u kom, is u 'n stap nader na die ewige lewe of u is 'n tree nader aan die hel.
U kom nooit weer uit die kerk soos u daarin gegaan het nie. In die gemeente van Thessalonika het die woord in die lidmate gewerk tot die lewe. Vir hulle was dit 'n heiligmakende woord. Paulus sê, dit het gewerk in julle wat glo. En verder, julle het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Christus is. Die woord het so goed in die gemeente van Thessalonika gewerk, dat hy hulle as 'n voorbeeld vir ander kan voorhou. Want so sê hy in hoofstuk 1 vers 8, van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie alleen in Macedonië en Achaïe nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan. Inderdaad, die woord het by hulle resultate gelewer. En nou, broeder en suster, sien u ook hoe God se woord in u werk? Storm dit as 'n onweerstaanbare mag op u af? Bring dit ommekeer in u lewe? Sien u hoe die vlamme van die Gees in u lewe brand? Hier kan ons nie uitkom nie. Die woord lê beslag op elkeen van ons. Dit lê op u die beslissende eis, soos wat die woord van die Here deur sy profeet Elia 'n beslissende eis op die volk op die berg Karmel gelê het. As die Here God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na. 1 Konings 18 vers 21. En vandag kom God se woord ook tot u. Dit predik aan u Jesus Christus, die gekruisigde. Sonder hierdie woord kan u nie lewe nie. Dit daal diep af in die sondaarshart. En hierdie kruisevangelie kan nie anders nie as om 'n geweldige effek op u te hê nie. Dit breek u af. Dit ontmasker u as arme, ellendige sondaar. Die woord laat u, ja ook ons as predikante voor God staan as nakende, uitgetoe figure, tot niks in staat uit onsself nie. Maar hoe heerlik, God se woord wat werk, en dit hou aan werk. God se Heilige Gees open aan u 'n deur van genade. Ja, die deur van genade, Jesus Christus. En as u hom dan sien, soos Petrus hom gesien het, soos Paulus hom gesien het, soos die skare van gelowiges hom deur die eeue gesien het, dan kan u nie anders as om uit te roep nie. O, dit is alles genade. Genade aan predikers van die woord, en genade aan die ontvangers van die woord. As ons maar 'n oop oog het vir hierdie heerlike woord, en maar die heerlike belofte hoor, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee, Matteus 11 vers 28. En as u dan opstaan en kom, dan het u God se woord gehoor. Sy woord het in u gewerk. Dit is nie u wat gewerk het nie. Broeder en suster, wil u ook die vrugte van die werkende woord in die lewe sien, soos wat dit in die lewe van Tessalonisense gesien is. Wil u weet hoe dit u kan, maar dan wil ons eers aan u sê hoe dit nooit kan nie uit u self nie. Selfs pragtige nuwejaarsvoornemens sal niks baat nie. Uitstel kan hier uiters gevaarlik wees. Eie krag en insig is te vergeefs. Maar Paulus het die geheim ontdek. Hy weet waarom die woord in Tessalonisense gewerk het. Hy sê dit in vers 6 in hoofstuk 1 en ook in vers 14 wat volg op ons teks. Hulle het navolgers geword, navolgers van Jesus Christus. En jy weet wat het Jesus gesê oor diegene wat hom wil volg. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Matteus 16 vers 24. Buite Christus om, buite die kruis om, sal die woord nooit in u heiligmakend werk nie. Dan sal dit verhard. Ons moeilikheid is, ons loop ompaaie om die kruis, broeder en suster. Maar alleen waarlik deur Jesus Christus, alleen om hom waarlik te volg, bring redding. En as u en ek gehoorsaam is aan sy woord, dan sal daar heelwat in ons lewe moet verander word. Ons sal baie dinge in ons lewe moet prysgee
en dit radikaal. Die oog wat ons laat struikel, sal uitgepluk moet word. Die hand wat ons laat struikel, sal afgekap moet word. Die ryk jongman sal sy besittings moet verkoop. Ja, u en ek moet dadelik begin prysgee. Ons selfingenoemendheid, ons eersig, ons liefdeloosheid vir die ware woord, ons hebsig, ons hoogmoed en die eie ek. Ja, want Jesus praat van selfverhoning. Hy praat van 'n kruis. Ag broeder en suster, hoe ver is ons van daardie pad? Maar dit is die enigste pad waar u die heil van die werkende woord sal vind. Dit is die pad van genade in Jesus Christus. Geliefdes, sal ons nadat u hierdie preek gehoor het, ook soos Paulus op ons knieë gaan en dank. Ja, die Here dank dat hierdie woord deur u aangeneem is, nie as 'n woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Amen. Kom ons bid saam. Here, almagtige God, laat u heilige naam ter wille van ons sondes nie gelaster word nie. Want ons het menigvuldig teen u gesondig, deurdat ons u heilige woord nie gehoorsaam, soos dit ons betaam nie. En deur onwetendheid en ondankbaarheid en murmurering u toorn daagliks teen ons verwek. Daarom is dit dat u ons met reg tugtig. Maar o Here, wees gedagtig aan u groot barmhartigheid en ontferm u oor ons. Gee ons kennis van en smartgevoel oor ons sondes en betering van ons lewe. Sterk die dienaars van u kerk, dat hulle getrou en standvastig u heilige woord verkondig. Sterk ons owerheid, dat hulle die wêreldlike swaard met geregtigheid en billikheid voer. Bewaar ons ook teen alle valsheid en ontrou, verydel alle bose en listige raadslae wat teen u woord en kerk bedink word. O Here, onttrek u gees en woord nie aan ons nie, maar gee ons vermeerdering van die geloof in alle kruis en teëspoed, lydsaamheid en standvastigheid. Kom u kerk te hulp, verlos dit van alle geweld, bespotting en tirannie. Sterk ook alle swakke en bedroefde harte en skenk ons vrede deur Jesus Christus, ons Here, wat ons hierdie gewisse belofte gegee het. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Ons bid dit alles om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons staan dan sing ons Psalm 89 vers 1 en 6. My
Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen. Net die volgende afkondigings. Verjaarsdag die week 6 Oktober Rudy van der Heever en 7 Oktober Magda van Rooyen. Baie geluk in die lidmate, mag jy ook 'n geseënde jare en tyd voor hê. In lief en leed voorbinding word gevra vir Alda Peppler wat gediagnoseer is met borskanker. Ons glo en vertrou dat die Here haar en haar gesin op hierdie beproewingspad sal dra. En daar is geen Bybelstudie en katekisasie as gevolg van die vakansie nie. Dit sal na die vakansie weer in aanvang neem. Dis al van my kant af. Voorspoedige week vir julle almal. Baie dankie.